Hallo almal, in hierdie les gaan ons kyk hoe ek my foto's met Bridge van my kamera afhaal. Ek klik op start en dan by die programs opsie het ek Adobe Bridge. Jy sal sien afhangend van jou weergawe sal dit CS5 of CS5 of CS6 of 423 of wat ook al wees. Nou om die foto's af te haal, tans wys Bridge vir my die foto's wat reeds afgelaai is. Ek gaan egter na File toe en dan Get Photos from Camera. En dit is waaroor ek vandag wil gesels. Die eerste ene is Get Photos From, en dan gaan ons moet sien of is die camera geconnecteer of nie. Ek kan vir hom sê Refresh the List, en dan sal ons nou sien of hy die camera optel. So, ek het die camera weer sommer aan en afgeskakel. Soms as die camera rukkie aan die rekenaar gekoppel is, werk hy nie noodwendig nie. So ek sê vir hom Refresh List, en daar wys hy die 7D. Dan vraag hy vir my waantoe moet die foto's gaan. Dikwels, na users, wat ook al. Ek gaan 'n ander pad kies. So ek klik op Browse, en by Browse kan ek dan sê nou maar vir die oomblik gaan ons besluit, ek het my data altyd op E, en ek gaan net vir nou 'n folder ook maak, toetsfoto's, net vir die doel van wat ons nou gaan doen. Nou sê ek vir my moet dit na toetsfoto's toe aflaai, en ek selekteer daardie folder. En nou sê julle sien, toetsfoto's, wys in die location daar, en nou gaan ek vir hom sê die shot date, ek wil nie dit gebruik nie. As hy dit in 'n subfolder moet sit, met ander woorde in 'n subfolder van daardie folder, sal ek vir hom 'n naam gee, want om die datum daarin te sit, beteken vir my nie regtig veel nie. As ek al my foto's in 'n folder het met die naam foto's, en dan sê nou maar troufoto's, en dan 'n subfolder, nou vir hierdie gaan ek sê, dis kinderfoto's, want dit was die dag van die kinders afneem, of wat ook al, en nou kan elke lêer 'n ander naam kry, so ek kan hier vir hom sê, geef vir elke lêer 'n custom name, en die dogtertjie se naam was Nolien, of wat ook al. En nou sê julle sien, gaan hy vir my die lêers gee, Nolien 1, en dan 001, en dan die uitgang. Kan ook vir hom sê, preserve the current file name in XMP, dit beteken maar net, hy gaan hom in die metadata, gaan hy die huidige foto se naam hou, dit wat die kamera hom gedoop het, en wat ook al die geval daar sou wees. So ek kan maar vir hom sê, dan hou hy dit vir wat dit werd is, dit vat nie baie spasie nie. Nou hierdie, ek weet nie, Open Adobe Bridge, dis nogal belangrik, ek weet nie, hoe kom hulle vra nie. Met RAW foto's, baie mense verkies om hom te convert na DNG toe, so jy kan daai besluit neem of jy die RAW layer wil hou en of jy wil DNG maak. Delete original files, asseblief moet dit nooit doen nie. Dis seker die domste ding wat 'n mens kan doen, want sê nou maar jy is halfpad deur die aflaai en iets gaan verkeerd, en nou is jou oorspronklike layers ook van jou geheuekaart afgevee. Hou altyd jou oorspronklike layers op jou geheuekaart, dan die lekker opsie net onder hom, save copies to, en nou kan ek kopieë save na 'n eksterne hardeskyf toe. Met ander woorde, ek kan hier na my F-drive toe gaan, en ek is in Windows 9, so ek kan net daar sê new, en 'n folder oopmaak. Met ander Windows sal 'n mens daar bo by die spyskaart waarskynlik op die sterretjie klik, toetsfoto's 2, en al wat dit gaan doen, dit maak vir my 'n kopie na my eksterne hardeskyf, sowel as dan na my interne hardeskyf toe, wat vir my, met ander woorde, die opsie gee om onmiddellik 'n backup te maak van hierdie foto's. Nou, onder staan daar advanced dialogue, en baie mense wil dit nie gebruik nie, maar ek wil oor dit seker die handigste funksie wat jy kan hê, want die oomblik wat jy daar klik, wys hy vir jou foto's, en is dit nou nie ideaal nie. Wat lekker is hierso, julle sal sien, ek het voorskouwe, en al die foto's het by verstek, het hulle 'n klein regmerkie langs hulle. Daai regmerkie beteken bloot, hulle is geselekteer om afgelaai te word. So ek kan nou hier afgaan, en julle sal sien, ek kan heeltemal afbeweeg en al hierdie foto's laai. Aan die regterkant sal julle sien dat ek dieselfde name wat ek nou gehad het, dieselfde opsies, onthou julle die save copies toe, daai save copies toe, onthou dis baie handig. En vir nou by metadata gaan ek net sê basic metadata. Ek gaan later daaroor gesels, en hier kan ek net sê die creator is Ignou van die kerk, en ek kan by kopiereg nog iets bytik as ek sou wou, sê nou maar copyright Ignou van die kerk, 2012 of 2013 of wat ook al die geval sou wees. En as ek nou nie van die gevorderde dialog box hou nie, hierdie box hou nie, kan ek daar onder die standaard ene gaan kies, maar ek is heeltemal tevrede met die gevorderde ene. En nou sê ek dood eenvoudig get media. En nou laai hy hierdie foto's en hy maak die backups van die foto's. En so kry ek dan my foto's binne in Bridge in,
en kan ek met hulle werk, soos wat ons in die volgende les gaan kyk. Net 'n kort hersieningsoefeningkie, let op, ek het in die advanced dialogue ingegaan om my foto's te kan sien, ek kan kies of ek almal wil hê of nie, want daaronder sal julle sien is check all en uncheck all, as ek net 3 van hierdie foto's wou aflaai, het ek almal ge-uncheck en net die 3 gekies wat ek sou wou selekteer. Daarso het ek gekies die name, in die advanced options het ek pas op vir delete original files, en ek het gesê, advanced of apply metadata en die basiese ene. In 'n volgende les gaan ons na meer metadata kyk. Ek hoop dit maak vir julle sin en julle gaan in die vervolg julle foto's baie maklik met behulp van Bridge van jou kamera af in jou rekenaar kan kry.